Maak julle Bybels oop by Romeine hoofstuk 11. Ons kyk vanoggend na vers 16 tot en met vers 24. Romeine 11 vers 16 tot 24. En eintlik wat ons hier vind is maar net 'n illustrasie wat Paulus gebruik om sy punt uit die vorige gedeelte duidelik te maak. Maar tog is dit belangrik en is daar duidelike waarhede wat ons ook moet raak sien uit hierdie teks. Romeine 11 vers 16 tot en met vers 24. En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook. En as die wortel heilig is, dan die takke ook. En as sommige van die takke afgebreek is, en jy, wat 'n wilde olyf was, onder hulle ingeënt is, en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke roem nie. En as jy roem, dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel dra vir jou. Jy sal dan sê, my takke is afgebreek sodat ek ingeënt kan word. Goed, deur ongeloof is hulle afgebreek. Maar jy staan deur die geloof, moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie. Let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God. Gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou, as jy in die goedertierenheid bly, anders sal jy ook afgekap word. Maar ook hulle sal, as hulle in die ongeloof bly, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word, want God is magtig om hulle weer in te ent. Want as jy afgekap is van 'n olyfboom wat van nature wild was, en teen die natuur op 'n mak olyfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan nie wat van nature is op hulle eie olyfboom ingeënt word. Sover ons geleesde gedeelte. En kom ons bid dat die Here vir ons sal help om ook insig te hê in die verstaan van hierdie teks. Dis nie maklik nie. Dink ons het laasweek het ons al iets vir begryp van wat Paulus mee besig is, maar bid dat die Here ook vir ons sal wys ook uit hierdie teks wat nodig is vir ons om te leer. Kom ons bid. Here, ons dankie vir u goedheid en u genade wat onverdiend is. En ons dankie, Here, dat ons vanoggend kan stil word. En die wete, Here, dat ons hoop is nie in onsself nie. Dat ons hoop is nie in ons goeie werke nie. Maar ons hoop is in Jesus Christus alleen. Dat sy geregtigheid is dit wat ons gekoop het. En tog bid ons, Here, dat u vir ons dan sal help. Dat ons sal lewe soos hulle wat kinders van God is. Dat ons sal strewe om heilig te wees en die dinge te doen wat God behaag. Die weg van geregtigheid te kies bo die weg van sonde. En ek bid, Here, dat u vir ons in al hierdie dinge sal help, terwyl ons dan ook besin oor wat u woord ons leer vanoggend. Dat u genade is al wat ons het, en daarin staan ons vas. Ons dankie vir dit in Jesus naam. Amen. Nou, ek is nou nie eintlik baie goed met snoei nie. My ouma het baie jare lank, ons het vrugtebome in die tuin gehad. My ouma het baie hard probeer met my en my suster en my broer, maar nou ja, dit het nie vreeslik gehelp nie. Maar ek verstaan die basiese. Nee. As 'n tak dood is, of 'n blaar is dood, sny hom af. En as hy leef, moet hom nie afsny nie, hou hom aan die boom. En dis omtrent wat ek weet van bome snoei, maar Paulus gebruik dan hier 'n illustrasie wat ek nou nie heeltemal verstaan nie, maar die ouens van sy dag het dit verstaan en die kundiges verstaan, so hulle het my gehelp om te verstaan van afsny en inent en al hierdie dinge. En wat ek geleer het is dat terwyl mense in ons dag nie meer wilde
takke afsny en in 'n gekultiveerde boom ineen, was dit iets wat hulle soms in die eerste eeu gedoen het. En hier's die rede, en dis interessant, ek dink julle sal dit interessant, die rede hoekom 'n wilde olyftak ingeënt is in 'n gekultiveerde boom, was om daai gekultiveerde boom jaloers te maak. Was die doel omdat die boom self nie wou vrug dra nie, was 'n wilde olyftak ingeënt om aan te moedig om vrug te dra. En in die proses het die wilde olyftak self ook vrug gedra. Nou Paulus gebruik hier in ons teks in vers 16 twee illustrasies, om dit wat hy in vers 11 tot 15 van laasweek gesê het, te illustreer. En hy verduidelik eintlik net een van hierdie twee illustrasies. Hy verduidelik net die tweede een. So, dis waarop ons vanoggend eerstens gaan fokus, is op die verduideliking van die tweede illustrasie, en dan sal ons terugkom na vers 16 om te verduidelik of te verstaan wat Paulus bedoel wanneer hy in vers 16 sê wat hy sê. So ons tema vanoggend, die enigste weg van verlossing. En ek wil hê ons moet sien dat die verlossingsplan van God vir die heidene en vir die Jode is presies dieselfde. Daar's nie twee verskillende verlossingsweë nie, daar's net een. En ons gaan dan kyk na hierdie twee groepe se verlossingsweë. So eerstens, ons eerste hoofpunt vanoggend, die verlossing van die heidene. En dis waar ons die meeste van ons tyd gaan spandeer vanoggend, vers 17 tot vers 22. Nou wat Paulus eintlik besig hier is om te doen in vers 17 tot 22, is hy is besig om die heidene te waarsku, dat hulle nie moet hoogmoedig wees oor hulle redding nie. Want terwyl sommige Jode ongelowig was en daarom deur God verwerp is dit nie 'n rede vir enigiemand om jaloers te wees nie. Hoekom nie? Want nie een van ons se redding is uit onsself nie, is dit. Dis 'n werk van God. En so Paulus kom dan in vers 18 daar en hy sê, moet dan nie teen die takke roem nie. Moenie teen die Jode wat afgesny is roem nie. Moenie dink jy's beter as daardie Jode wat God afgesny het vanweë hulle ongeloof nie, want ja, vers 17, sommige van die takke is afgebreek. En ja, jy wat 'n wilde olyfboom is onder hulle ingeënt en 'n deel gekry aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom. Maar onthou wie jy was, wie was jy eers? Onthou van waar af kom jy? Jy was 'n wilde olyftak wat God van daar buite af gaan haal het. En jou kom inent het. Jy verdien nie jou verlossing. Jy was van nature 'n helverdienende sondaar. Onthou wat sê Efesiërs 1 vers 2, hoofstuk 2 vers 1 tot 5. Het sê dat julle het hy lewend gemaak. Julle wat dood was in julle misdade en sonde waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. Volgens die owerste van die lig, van die gees van die kinders van ongehoorsaam, wat in die kinders van ongehoorsaamheid werk, onder wie julle almal ook voorheen gewandel het. In die begeerlikhede van julle vlees, toe julle die wil van die vlees en die sinne gedoen het. Ons was almal wat, van nature kinders van toren, net soos die ander, maar God, wat ryk was, wat ryk is aan barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde wat hy ons lief gehad, aan Christus was. Broer en suster, die heidene of die Jode wat afgesny was afgesny as gevolg van ongeloof. Jy het geen rede om te roem nie, want jy was self eens ongelowig. En so die vraag, hoe word ons gered? Ons word gered deur God se genade alleen.
Dis die eerste ding wat ek wil hê ons moet sien, dat die verlossing van die heidene was sola gratia. Deur genade alleen. Deur God se genade alleen, sê Galasiërs 3 vers 14. Het ons die seun van Abraham na die heidene kan gekom in Christus Jesus. En het ons die belovinge van die Gees deur die geloof ontvang. Dis deur God se genade alleen. Dis deur die genade alleen wat ons deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom. Net omdat God genadig is. Maar die vraag is, wat is hierdie wortel van die olyfboom en wat is hierdie vettigheid van die olyfboom? Want ons moet daarom iets daarvan verstaan. Nou, daar's verskillende sienings oor dit. Ek gaan nou nie in al die details ingaan nie, maar sommige sê dit verwys na die stamvaders, na Abraham, Isak en Jakob. Ander sê nee, dit verwys na die verbond wat God gesluit het met Abraham, Isak en Jakob. En ander sê weer dit verwys na Jesus Christus. Maar ek wil sê, ek dink dit verwys eintlik na al drie, alhoewel dit heenpunt na Christus, want ek sê dus God het aan die stamvader sy verbond gesluit wat in Jesus Christus vervul is. En dis waarna dit verwys. Dis daardie verbondsverhouding, daardie verbondsliefde wat ons gevind het, wat God beloof het aan die stamvaders, maar wat uiteindelik vervul is in Christus. En hoekom sê ek dit? Matteus 5 vers 17, Jesus sê, moenie dink ek het gekom om die wet en die profete te ontbind nie. Nee, ek het gekom om dit te vervul. En hierdie dinge is vervul in my. En so dan die vraag is, wat is die vettigheid van die olyfboom? Wel, ek dink ons kan almal saamstem dit te doen met iets wat voordelig is, iets wat ek drink uit dit uit. En so ek dink dit verwys na die verbondsvoordele wat ons elke dag smaak as gelowiges, en wat die Jode gesmaak het elke dag, maar wat uiteindelik heenwys na die finale heerlike vettigheid, nee, die ewige lewe wat ons sal hê, ons verlossing. En dit alles vind ons in Jesus Christus. Want hoeveel beloftes daar ook al maar van God mag wees, sê Paulus in 2 Korintiërs 1 vers, hoeveel beloftes daar van God mag wees? Hulle almal, in hom is hulle ja, in hom is hulle amen, tot die heerlikheid van God. En so wat ek wil hê ons moet verstaan is, ons verlossing as heidene is nie net sola gratia, is nie net deur genade alleen, dis ook solus Christus, in Christus alleen. Dis in hom wat ons as wilde olyftakke in deur hom wat ons ingeënt is in daardie wortel, in die vettigheid van die olyfboom. Maar dit is belangrik wat Paulus daar in vers 18 sê, nie, hy sê, dis nie ons wat die wortel dra nie, maar die wortel wat ons dra. Ons het onsself nie gered. Ons hoop is nie in onsself of ons eie werk. Ons hoop is in hom wat ons genade bewys het, onverdiend. God het ons in Christus onverdiend as sondaars gered. En so ja, vers 19 en 20, takke is afgebreek, dis waar. Takke is afgebreek, sodat ek kan ingeënt word, dis waar, goed. Hulle is deur hulle ongeloof afgebreek, sê Paulus. En al waarin jy staan is jou geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees, dis wat Paulus daar in vers 19 tot 20 sê. So wat sê hy? Hy sê, hulle is afgebreek van hulle ongeloof. Die Jode, wat deur die Here afgebreek was afgebreek omdat hulle die Here Jesus Christus verwerp het. En jy is ingeënt as gevolg van geloof in Jesus Christus. Met ander woorde, die afbreek en die inenting van hierdie takke vind plaas op grond van wat? Op grond van
Geloof in Jesus Christus. So, daar wat kry ons? Geloof, sola fide, deur geloof in Jesus Christus alleen, deur geloof alleen. Die Here word nie gered deur goeie werke nie. Hulle daarin probeer, is dit in Romeine 9 vers 31 en 32 vertel vir ons. Hulle probeer om 'n geregtigheid te vind deur die wet. Maar dan kan nie 'n geregtigheid deur die wet verkry word nie. Geregtigheid kan slegs gevind word deur geloof in Jesus Christus. En Johannes 3 vers 36 sê, hy wat in die Seun glo, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Dis presies wat die Here met Israel gedoen het. Omdat hulle die Messias verwerp, omdat hulle Christus verwerp het. Daarom het God sy toorn op hulle laat bly en hulle sal die lewe nie sien nie. Hulle is verwerp deur God. Maar as jy in Jesus Christus glo, dan sal jy die ewige lewe kry. Ons hoop is in Christus, in geloof alleen. Is jy 'n gelowige broer en suster, vriend? Ek weet elkeen van julle, as ek julle moet individueel vra, gaan vir my sê, jy is 'n gelowige. Maar is dit waar? Want daar is geen hoop buitekant Christus. Tensy jy in die Here Jesus Christus glo as jou enigste hoop, kan jy nie gered word. Jy kan niks byvoeg by dit wat Jesus Christus gedoen het nie. Dit was die probleem vir baie van die Jode. Dit is probleem met meeste mense in die verlede, in die sogenaamde kerk. Dat ons is so desperaat besig om iets by te probeer voeg, asof die Here ons net moet raak sien. Kyk wie's ek, kyk wat doen ek vir die Here. Is jou hoop in Jesus Christus alleen? Of plaas jy die vertroue in jou eie werke? Dis sola fide, deur geloof alleen. Die enigste verskil, broer en suster, tussen jou en daardie Jode wat afgesny was, die enigste verskil tussen jou en daai Jode wat afgesny is, jy glo in Jesus Christus. Dis die enigste verskil. Jy glo in Jesus Christus en hulle het hom verwerp. En so ek wil hê ons moet seker maak seker jou geloof is werklik, want jy kan vir mense lieg. Jy kan 'n show kom opsit hier by die kerk. Jy kan voor mense voorgee om te wees net wat jy is, wat jy wil wees. Maar God ken jou hart. En hy weet of jy een is wat ingeënt is in daardie olyfboom deur geloof in Jesus Christus. En so wat die punt is, vers 20, daar is geen plek in geloof vir hoogmoed nie. Nie 'n druppeltjie plek vir hoogmoed nie. Wat sê vers 20? Nee, wat daar vir plek is, dis 'n rede vir vrees. Dis 'n rede vir vrees. Wat bedoel Paulus as hy sê vrees? Wel, ek hou van hoe Hebreërs 4 vers 1 dit stel. Hebreërs 4 vers 1 sê, laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan standhou, dit nie miskien mag blyk, dat iemand van julle agtergebly het. Vrees, dat terwyl God se belofte vrees vas staan, jy nie dalk gaan agterbly, omdat jy nie deel is van daardie beloftes, vroude. Filippense 2 vers 12 en 13 sê dieselfde.
Dit sê, werk uit jou heil met vrees en bewing. Hoekom? Want dis God wat in julle werk om te wil sowel as te werk na sy welbehaag. Wat sê punt? Ware geloof word gesien in hoe jy leef. En wanneer jy besig is om te werk, dan sê eintlik is dit God wat besig is om agter jou te staan. Hy is nie wat die werk doen, sodat jy wil werk. En so kom ek vra dan die vraag, broer en suster, ek dink bietjie vir 'n oomblik, waarmee hou jy jouself elke dag besig? Wat is die dinge wat in jou gedagtes aangaan? Getuig dit daarvan dat jou geloof opreg is? Of vertel dit vir ons dat jou geloof is vals? Is jy lief vir geregtigheid? En as jy sonde, haat jy jou sonde? Veg jy teen die sonde? Want as dit nie waar is nie, broer, as jy nie die sonde haat nie, as jy nie lief is vir geregtigheid nie, dan mag dit 'n aanduiding wees dat jou geloof is nie opreg nie. Dat God nie in jou werk nie. Dat jy net besig is met mense voorgee om iets te wees wat jy nie is nie. En jy mag mense beïndruk, maar jy beïndruk nie God nie. Maak seker jy staan in die geloof, want ons word gered sola fide, deur geloof alleen. Want sê vers 21, as God nie die natuurlike takke gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie. Dink vir 'n oomblik aan dit wat Paulus hier sê. As God nie die natuurlike takke gespaar het nie, as hy nie die takke uit Israel gespaar het nie, wat maak jou dink dat hy gaan jou spaar? As jy soos hulle in ongeloof voortleef. God het aan hulle, hy het die verbond met Israel oorspronklik gesluit, is dit nie? Die vaders behoort aan Israel, behoort hulle nie. Die Christus is uit Israel gebore. Nou broer en suster, as God nie hulle ongeloof oorgesien het nie, wat maak jou dink God gaan jou ongeloof oorsien? Want ons is wilde olyfbome dakke, ons is daar van buite af ingebring. En al wat ons het is die genade van God. Al wat ons het is Jesus Christus en God se geskenk van geloof in. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit is nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie. Hoekom nie? Sodat niemand sal roem. Moenie roem nie, sê Paulus in vers 18. Moenie roem en dink jy is beter as die Jode wat die Here afgesny het as gevolg van hulle ongeloof nie. Maak seker jy staan in die geloof. Maak seker jy die genade, onverdiende genade van God gevind, want dis al wat jy het. So moenie roem nie, maar wat sê hy, daar is iets wat ons wel moet doen. In vers 22, lees saam met my daar, vers 22 sê Paulus, hier is iets wat ons moet doen. Let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God. Die gestrengheid oor die wat geval het, maar die goedertierenheid oor jou, as jy in die goedertierenheid bly, anders sal jy afgekap word. God se onverdiende genade teenoor 'n sondaar
is al wat jy het. God se genade teenoor jou onverdiende sonde. Daar is nie rede om te roem nie, daar is rede om God te eer, want, sê die teks, sy goedertierenheid skenk hy aan elkeen wat glo. God skenk sy goedheid aan elkeen wat glo, die genade, die goedertierenheid van God. Maar, sê die tweede deel van die deel daar sê, en sy gestrengheid, dis 'n verskriklike woord. Ek weet nie wat het hulle gedink nie, die gedagte is die geweldigheid van God, die grootheid, die almag van God, die mag van God, die straf van God, die toorn van God, enigiets as die gestrengheid. Die geweldigheid van God teenoor elkeen wat Jesus Christus verwerp. Dat hy selfs die uit sy eie volk sou afsny van die genadeverbond. En in die ewige hel. Dis die geweldigheid van God. Broer en suster, God speel nie speletjies nie. Die einde van hierdie wêreld is op pad. Elkeen van ons gaan sterf. Ons het nou net gister het ek vir julle 'n boodskap gestuur van iemand wat gesterf het. Vandag sou haar verjaarsdag gewees het. God speel nie speletjies nie. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Maar verwerp die Here Jesus Christus en jy sal die ewige toorn smaak. Daar's die lyn. Maar dan vra ek die vraag, wat bedoel Paulus daar in vers 22, die laaste deel van die vers, wanneer hy sê, as jy in die goedertierenheid bly, anders sal jy ook afgekap word. Wat sê Paulus, wat bedoel hy daar? Bedoel hy daardeur dat 'n gelowige kan sy saligheid verloor? Beteken ons kan eenmaal gered wees en dan uiteindelik afvallig raak en wegraak van die geloof af? Nou natuurlik nie, hoekom nie? Hier is die rede hoekom iemand nie die geloof kan ontvang en dan later verlore gaan nie. Want God het dit aan my gegee. Ek het dit nie verdien. Ek het nooit die geloof verdien nie. God het dit genadiglik uit sy goeie hart vir my gegee. Wat beteken, ek kan dit nie wegvat nie. God het dit aan my geskenk. Ek kan nie self iets doen om daai geloof tot nul te maak nie. Want God het dit gegee as 'n gawe. Ek het dit nooit verdien nie, ek kan dit nie verloor nie. Maar hoe weet ek of my geloof opreg is? Dis die vraag, nee, ek mag dink ek het die gawe van geloof, maar ek het dit dalk nie. Hoe weet ek of ek die ware geloof het? Hier is die antwoord. Die wat die ware geloof het, sal daarin volhard. Sal in die geloof volhard. Volharding in die geloof is die teken dat jou geloof opreg is. Baie mense gee voor om gered te wees, maar hulle is nie, want die oomblik wat die eerste versoeking kom, dan val hulle af. Die eerste oomblik wanneer daar 'n tyd van beproewing kom, wat gebeur? Hulle val weg van die geloof. En so, opregtheid is die bevestiging dat jou geloof opreg is. Ja, ons sondig. Nie een van ons is sonder sonde nie, ons almal gaan val in die sonde. Maar wanneer ons val in die sonde, die ware gelowige, wat gebeur? Hy bekeer hom. Hy kom vra vergifnis en hy bekeer hom van die sonde. Ja, ons mag oorweldig word deur omstandighede. Baie keer is daar dinge wat ons vir 'n tyd lank so oorweldig dat ons nie perspektief kan kry nie, maar uiteindelik kom die ware gelowige terug na God toe. Hierdie dinge dryf hom na die Here toe, dit dryf hom nie weg van die Here af nie. Dis wat dit beteken om in sy goedertierenheid te bly. Wat Paulus sê is, maak seker jy volhard in die geloof. Want anders sal God jou soos talle uit Israel afsny. Hoekom? Want as jy nie volhard in die geloof nie, dan beteken dit jou geloof is nie opreg nie. En God sal jou afsny op dieselfde gronde as wat hy daardie uit Israel afgesny het, op grond van ongeloof. So wat Paulus in vers 17 tot 22 vir ons sê, is dat ons verlossing is gebaseer op die
verbondsleer wat ons vind in die skrif, reg deur die skrif, al die pad van Abraham, Isak en Jakob, reg deur tot Jesus Christus, eintlik al van die tyd van Eden af, vervul in Jesus Christus, sola scriptura. En wat leer die skrif ons? Dat ons word alleen gered deur God se genade, sola gratia. Ons word alleen gered deur geloof in die persoon van Jesus Christus, daar solus Christus. Ons word alleen gered, nie vir ons eie eer nie, vir die eer van God, nee. Soli Deo Gloria. Sodat God kan gesien word vir wie hy is, as die een wat barmhartigheid, goedertierenheid bewys teenoor wie hy wil, en wie gestreng het, die wat hy gestreng het. Almal van ons word gered, sola scriptura, sola gratia, soli fidei, solus Christus, sola Deo Gloria. Inderdaad, soos Openbaring 17 vers 10 sê, dat elke keer as daar 'n siel gered word, wat gebeur in die hemel? En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, heil aan ons God wat op die troon sit, en aan sy lam. Dis altyd tot eer van God. Maar, dis nie net dat God siele red, en dis vir sy eer nie. Wat van die wat verlore gaan? Esegiel 18 vers 23 sê vir ons, dat God het geen behaag in die dood van die onregverdige nie, dis waar. Maar terwyl dit waar is, sê Spreuke 16 vers 4 vir ons, dat God het 'n doel ook met dit bereik. Sy doel met dit bereik, en daarin word hy geëer. Die skrif leer ons broer en suster dat God red onverdiende sondaars uit genade. En hy doen dit deur om ons onlosmaaklik deur geloof vas te maak aan Jesus Christus. En dit alles vir sy eie eer. En sonder daardie genade van God deur geloof in Jesus Christus, sal God jou ook, soos al daai heidene af, al daai Jode afsny, uitkap. En dis Paulus se punt. Moenie dink dat jy is beter as daardie Jode wat God uitgesny het. Jy staan of val by die genade van God wat vir jou die geloof gegee het. Maak seker jy is in die geloof. Maar dit bring ons by die tweede punt, die verlossing van die Jode, vers 23 tot 24. Elke Jood word op dieselfde manier gered. Daar is net een manier van verlossing. Want wat sê dit, as hulle in hulle ongeloof volhard het, dan was daar geen verlossing vir hulle nie. Paulus sê die teenoorgestelde, presies die teenoorgestelde in vers 18, 23 vers 23a, maar dit is wat die implikasie is. As hulle in ongeloof bly, sou daar vir hulle geen verlossing wees nie, maar vers 23a, ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word. So die enigste hoop vir Israel om ingeënt te word is, om hulle ongeloof te laat staan, om te glo, sola fide, glo in die Here Jesus Christus, nee, want dis nie net glo nie, Romeine 9 vers 32 wys het vir ons duidelik, die probleem was, hoekom het Israel geval? Hoekom het hulle nie die gevind wat hulle moes vind nie? Want hulle het volgehou in hulle werk en hulle het Jesus Christus verwerp. Die verlossing van die Jode is alleen deur geloof in Jesus Christus. Dis deur Jesus Christus, om in hom te glo, wat Israel ingeënt kan word. Geen ander manier. En so wil net vir ons hier wys, nee, daar is geen sprake hier van 'n massa bekering van Israel nie. Want inenting vind plaas een vir een. Net soos wat die heidene een vir een tot geloof in Jesus Christus kom.
Dis hoe inenting plaasvind. Anders val Paulus sy hele illustrasie plat. Nee, soos Handelinge 2 vers 47 vir ons wys, dat die Jode was daagliks by die gemeente gevoeg. Uit die Jode is daar daagliks by die gemeente gevoeg, die wat geglo het. Dis hoe God Israel sal genadig wees. Dieselfde manier as wat hy ons genadig was. As wat hy Israel nog altyd genadig was. Want daar was nog altyd net 'n oorblyfsel. Dit bly uiteindelik verwys na individuele een vir een, die oorblyfsel van Israel. Hulle sal inkom op presies dieselfde manier as wat die heidene ingekom het. Hulle sal ook, vers 23, inkom alleen deur God se genade, vers 23, die tweede deel van die vers, want God is magtig, sê die teks. God is magtig om hulle weer in te ent. Hulle kan nie uit hulle eie uitinging word nie, dis nie omdat hulle so wonderlik is nie, dis nie omdat hulle alles verdien nie. God is die een wat genade aan hulle bewys en hulle sal inent wanneer hy doen. Deur geloof in Jesus Christus. Broer en suster, soos die heidene sal Israel slegs ingeënt word deur God se genade. Niemand in Israel verdien die ewige verlossing nie. Ons hoef nie eers verder te gaan as om net te kyk na die huidige geskiedenis van die volk Israel. En ons hoef nie eers daar te gaan nie, maak jou Bybel oop, gaan lees oor Israel in die Bybel. En as enige van julle vir my wil sê, Israel verdien die saligheid. Dis net omdat God genadig is, dis al. Hulle was 'n weerbarstige en opstandige volk aan wie God sy genade bewys het. Onverdiend sal hulle gered word, sola gratia. Uit genade alleen. En wat sê vers 24? As jy afgekap is uit 'n wilde olyfboom, uit 'n olyfboom wat van nature wild was, en teen jou natuur in 'n mak olyfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan wat van nature is, op hulle eie olyfboom ingeënt word? Wat is Paulus se punt hier? Wat is Paulus se punt? Hier is Paulus se punt. Die genadeverbond is eers met Israel gesluit. Die vaders het aan Israel behoort. Die Here Jesus Christus is uit Israel gebore. Waar die vervuller is van daardie verbond. En as God die ongelowige heidene van daar buite af kon red, dan is daardie selfde God in staat om ook hulle te red wat onder hierdie dinge groot geword het. Wat is Paulus se punt? Sy punt is, heidene moenie dink julle het rede om jou genedig te wees nie, want as God vir julle kon gaan haal het waar julle gaan haal het, kan God hulle hier onder die verbond kom uithaal en ook aan hulle genade bewys en hulle red. Wat beteken, die ongelowige Jood is niks erger as wat jy was toe God jou kom red het. En in 'n sekere sin wil ek sê, en ek dink dis wat Paulus impliseer is, daar's 'n sekere mate waarin die heidene dit makliker vir God is om die Jode te red. Hoekom? Hoekom is dit makliker om die Jood te red as wat dit is om die heiden te red? Die antwoord is eenvoudig, hulle het die geskrifte. Hulle het die geskrifte wat heenwys na Jesus Christus. Al wat hulle moet doen is hulle eie briewe, hulle eie geskrifte glo. Want ons word gered, sola scriptura, deur die skrif alleen. Jy hoef nie die Nuwe Testament te hê om die evangelie van Jesus Christus te sien. Jy sien dit reeds in die tyd van Eden, toe God vir Adam en Eva klere gemaak het.
en 'n dier moes sterf. Reeds daar sien jy die evangelie van Jesus Christus. Sal Israel se redding tot eer van God wees? Ons hoef nie eintlik daai vraag te antwoord nie, ons het dit klaar geantwoord in vraag 11 is dit nie, in vers 11. God begeer die redding van die heidene, van die Jode. Hoekom? Dis juis hoekom hy die heidene gebruik het om hulle jaloers te maak. Dit sal wees tot God sê. Wat ek wil hê ons moet sien vanoggend, broer en suster, is uit hierdie teks dat die verlossing wat God bewerk het onder die heidene is niks anders as die verlossing wat hy bewerk het onder Israel nie. Dat Israel word op geen ander manier gered. Op presies dieselfde manier as wat die heidene gered sal word, so sal die volk Israel gered word. Die uit volk Israel gered word. Sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria, vir God se eer alleen. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered. Deur die geloof. Dis nie uit julle self nie. Dis nie wie julle is nie, dis nie wat julle gedoen het. Dis deur die gawe van God. En so een vir een sal hulle terugkom volgens God se raadsplan aan almal wat hy in sy oorblyfsel behoue gehou het. Hulle sal elkeen kom. En dit bring my terug by vers 16, nee, want ons moet nou verstaan wat beteken vers 16. Wat bedoel Paulus in vers 16? Hy gee daar twee illustrasies. Kom ons begin by die tweede een, want dis die een wat hy verduidelik het. Wat beteken dit? Die wortel van die belofte die wortel van die boom is die verbondsbeloftes wat gemaak is aan die voorvaders, vervul is in Jesus Christus. Wat is die takke? Die takke verwys na individuele persone wat gelowig geword het. Baie van hulle, van hierdie takke, was takke uit die oorspronklike boom. Ander takke is ingeënt by die heidene. En sê Paulus, hierdie tak is heilig, hoekom? Want die wortel is heilig. En daarom sal die tak vrug dra. Die tak sal lewe. Die tak sal heilig wees. Dit verwys na die volk Israel, die uit Israel wat ware gelowiges is. Maar dit verwys ook na die wat ingeënt is. Want die boom, die wortel maak nou alles wat uit hom uitgroei heilig. Die eerste vrug van die verbond, die eerste illustrasie dan. Wel, dit verwys na die verbond wat die Here jare terug aan die vaders gemaak het en wat vervul is in Jesus Christus. En wat is dan die hele deeg, die deeg wat dan nou geheilig is? Wel, dit verwys na al God se uitverkorenes uit elke stam, volk, nasie en taal. Broer en suster, ek sê weer, ons mag nie die volk Israel verag nie. Maar in dieselfde asem, ek sê, ons mag nie van Israel meer maak as wat hulle is. Ons kan die Here dank vir sy genade wat 'n oorblyfsel uit Israel behoue gehou het. Maar tensy die res van hulle in die Here Jesus Christus glo, sal daar geen hoop vir hulle wees nie. Net soos wat daar nie hoop is vir die ongelowiges wat nie Jesus Christus vind nie. Hulle sal almal afgesny word. Solank as wat hulle Jesus Christus verwerp. En dit bring my terug by my en by jou, broer en suster. Ons moet ons eie hart ondersoek vanoggend. Broer en suster, daar is nie 'n belangriker vraag in hierdie lewe as die vraag, waar gaan jy die ewigheid spandeer? Jy kan al die rykdom van hierdie wêreld bekom. Jy kan al die mag en die aansien in hierdie wêreld hê. Jy kan al die plesiere van hierdie wêreld hê, maar as jy die dag jou kop neerlê en jy gaan hel, wat het dit alles gehelp?
is jou geloof werklik? Die getuienis daarvan, die getuienis of jou geloof werklik is die volharding in die geloof. Die getuienis daarvan of jou geloof opreg is die goeie werke wat jy voortbring. Die getuienis dat jou geloof werklik is dat jy ten spyte van die feit dat jy nog sondig, aanhou veg teen die sonde. Maar meer as dit, broer en suster, ons het nie net 'n verantwoordelikheid teenoor onsself nie, nee. Jesus het nog nooit gesê ons mag hierdie boodskap vir onsself hê. Ons het die verantwoordelikheid om uit te gaan. Ons moet verkondig aan die Jood, want sonder Christus het die Jood geen hulp nie, het die Jood geen hoop nie. Paulus sê self, onthou, in vers 14, ek begin om self deel te hê aan hierdie verlossing uit die Jode. Ek wil self deel wees van hulle wat Jode bring na Christus. Mag dit ook waar wees van jou, maar ook van die Griek, van die heidene, ook van jou eie mense, die Afrikaners, ook van die Zulu, en die Zimbabweër, en die Nigeriër om die hoek. Ons het nodig om die evangelie te vat. Hoekom? Want dalk is God aan hulle genadig en openbaar deur sy woord. Die Here Jesus Christus en bind mense vas deur geloof aan hom vir sy eie eer. Amen. Ons bid. Here, ons het die hulp nodig, want dit is so maklik om ons eie idees te skep. Dit is so maklik om ons eie lewe te sien as reg. Maar Here, hier's die ding is, dat nie een van ons gaan eendag hemel toe, omdat ons kerk toe gekom het nie. Nie een van ons gaan hemel toe, omdat ons 'n offer aan die kerk gegee het, geld gegee het vir die kerk. Niemand van ons word gered, omdat ons die evangelie met iemand anders gedeel het nie. Niemand van ons word gered, omdat ek 'n guns gedoen het aan iemand wat dit nie verdien het nie. Al hoop wat ons het, Here, is u genade. Al hoop wat ons het, is geloof uit u hand in Jesus Christus, u verlosser. Dis wat die skrif ons leer. Here, mag dit wees dat ons dit glo. Mag dit wees, Here, dat elkeen van ons sal seker maak, ons is verenig met Jesus Christus deur geloof. Sodat ons ook sal wees tot eer van u naam vir ewig. Dat ons ook die goedertierenheid van God sal smaak, en in die goedertierenheid sal vasbly staan tot in ewigheid. Pleit by u, Here, wees ons genadig, en help ons, terwyl ons opinies mag hê, Here, mag dit wees dat Jesus Christus altyd voorop in ons gedagtes sal wees. Terwyl ons eie goeie dade sal hê, Here, mag dit wees dat ons vertroue nooit in dit sal wees nie. Want ons dade is nog nooit 'n oorsaak vir ons redding nie. Ons dade is niks anders as die bevestiging dat ons wel gered is. En mag dit dan wees, Here, dat ons sal ywer met alles in ons vir die werk van die Here. En dat ons dan sal sien, Here, dat u is die wat uit ons en deur ons ywer vir u naam. Mag dit wees, Here, dat ons eie hart ondersoek. Mag dit wees dat ons ywerig sal wees om met ander te deel. En mag dit wees, Here, dat ons u verheerlik tot die dag van ons dood. Dit is ons begeerte. Ons is swak, ons het u hulp nodig. Mag u Gees ons lei in die waarheid. In Jesus naam bid ek. Amen.